Goeiemôre en baie welkom by deel 5 van ons preekreeks Radikaal, waarin ons kyk na 'n wye spektrum van radikale temas wat so ongelooflik belangrik is vir jou en my as kind van God in ons verhouding met die Here. Ons is so bly jy is vanoggend saam met ons ingeskakel en mag hierdie tyd werklik tot seën vir jou wees. En dit is vir ons 'n voorreg om hierdie tyd saam met jou te deel, om 'n week wat verby is op hierdie manier te eindig en dan ook saam met jou 'n nuwe week op hierdie manier te kan begin. So vanmôre kom ons en ons staan stil by die tema radikale disippelskap. Nou wanneer ons kyk na die term of die woord disipel, dan verwys dit na 'n volgeling of 'n leerling. Iemand wat iemand anders se lering volg en daarvolgens lewe en ook daardie lering aan ander mense wil verkondig. En dit is ook die woord of die term waarmee ons so bekend is in die Bybel, die 12 disippels. Jesus se 12 disippels, sy 12 vriende, sy 12 volgelinge, sy 12 leerlinge. Nou toe Jesus aan die begin van sy bediening hierdie disippels geroep het, was daar min druk op hulle om fisies iets te doen. Die enigste opdrag wat daar was, en ons sien dit in Johannes hoofstuk 1 vers 43, was gewees, volg my. Jesus kom en hy sien waar hulle nette regmaak en waar hulle besig is om vis te vang, en hy sien hierdie mense en hy kyk 'n bietjie dieper en hy sê, dis die mense wat ek wil roep om my volgeling, om my disippels te wees, en hy sê vir hulle, volg my. En ek weet nie of die disippels werklik waar ten volle besef het wat van hulle verwag, of wat met hulle lewens gaan gebeur, as hulle ja sê op hierdie opdrag van, volg my. Ek bedoel, ek dink nie, hulle het van die begin af heeltemal besef, wat hulle mee te doen sou hê nie, en dat hulle op die ou einde heel moontlik sou moes sterf vir hierdie ja-woord wat hulle gegee het toe Jesus gesê het, volg my. Maar soos tyd aangestap het, soos hulle Jesus beter leer ken het, soos wat hulle gesien het, hoe hy lewe en wat hy gedoen het, en meer van hom geleer het, het Jesus ook dan meer en meer van hulle verwag, meer en meer verantwoordelikheid op hulle geplaas. En later word sy disippels met die finale verantwoordelikheid en uitdaging gekonfronteer, waar Jesus vir hulle eintlik sê, dis alles of dis niks. En ons het oor die laaste klomp weke vir mekaar kom sê, dat Jesus sê, as jy nie bereid is om jou eie lewe af te lê, jouself te verloon en hom te volg nie, dan kan jy nie sy kind en sy disipel wees nie. Nou wêreldwyd klassifiseer amper 2.5 biljoen mense hulle self as Christen. Maar jy sien, ongeag die feit of mense sê hulle is Christen, of hulle dalk op 'n forum aandui dat hulle Christen is, ek en jy kan nie werklik waar die volle betekenis ervaar van disippelskap, as ons nie werklik waar 'n verhouding met die Here het nie. Ek en jy kan nie net sê ons is 'n kind van die Here, ons kan nie maar net sê ons is 'n disipel van die Here, maar ons lewe getuig nie daarvan nie. Aan die begin van die 20ste eeu skryf 'n bekende Duitse teoloog, Dietrich Bonhoeffer, die volgende oor disippelskap. En hy sê, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Jy sien, soveel mense daar buite wil sê ek is 'n Christen, maar ek soek nie die Christus van die Christenskap nie. Jy sien, 'n radikale disippelskap neem my loyaliteit teenoor die Here tot op 'n heel ander en nuwe vlak. Ons beweeg nou van ondersteuners van Jesus, wat maar sit en kyk wat hy doen, en ons skuif nou na Jesus volgers. En nou wanneer ek en jy verskuif van 'n Jesus ondersteuner, sit ons nie maar net meer op die kantlyn en wat ook al daar gebeur, goed of sleg, ons is nie eintlik deel daarvan nie. Ons verskuif nou na 'n Jesus volger wat saam met hom wandel, en dit wat hy beleef het, beleef ons dan nou ook. Hoeveel mense soek die Jesus van die Christenskap, dit wat hy kan doen, maar wanneer die swaar tye kom, Jesus het self gesê, hulle het my vervolg, so hulle gaan julle ook vervolg. Omdat hulle my gehaat het, gaan hulle julle ook haat. In hierdie wêreld gaan julle dit moeilik en swaar hê. Moenie verbaas wees wanneer allerlei slegte dinge oor julle pad kom nie.
hoeveel mense is dan bereid om steeds te sê, ek is 'n disipel van die Here? In Matteus 4 vers 18 tot 22 sien ons waar Jesus die eerste keer disippels begin roep het, en dan lees dit as volg. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. En toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skei saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep, en hulle het dadelik die skei en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Toe Jesus die eerste disippels geroep het in Matteus hoofstuk 4, was dit 'n radikale roeping, en ons het 'n paar weke terug daarna gekyk. Jesus roep hulle met die woorde, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. En dan sien ons in vers 20 van hierdie verse wat ons gelees het, dan sien ons die volgende, Petrus en Andreas het die nette, die skytjies, die mense en dit wat vir hulle bekend was, net so gelos en Jesus gevolg. Hulle het hierdie pad van radikale disippelskap saam met die Here begin stap. En vir 3 jaar lank is hulle in die teenwoordigheid van Jesus. Hulle hou hom dop, hulle sien wat hy doen, hulle hoor wat hy sê, en hulle het eerstens hierdie ondervinding van wat dit werklik is om 'n radikaal disipel vir die Here te wees. En in hierdie gedeelte kom Petrus voor. En dan sien ons dat Petrus, as ons na sy lewe kyk, 'n baie goeie voorbeeld is van iemand wat 'n radikale disipel vir die Here was. En ek en jy as kind van God kan soveel by hom leer, uit sy lewe uit die goeie uit en uit die slegte uit van sy lewe. En in Handelinge 2 vers 37 tot 42, en as jy jou Bybel saam met jou het, is jy welkom om saam met my te blaai. En ons lees net so 'n paar verse saam uit Handelinge hoofstuk 2. Net 'n paar verse. Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 37. En hier sien ons iets van Petrus se lewe nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe. En die kerk is gevestig, en dan sien ons hierdie oor Petrus se lewe. By die aanhoor hiervan is mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here, ons God, na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. So nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het hy vir hulle gesê, sy disippels gesê, wag in die boorvertrek, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dit het ook dan so gebeur volgens die woord van Jesus wat hy vir hulle beloof het. En Petrus, seker een van die grootste evangeliste van sy tyd en van alle tyd, kom en hy begin preek met autoriteit, met die krag van die Heilige Gees. En hy praat met 'n goddelike gesag met die mense. En met sy eerste preek kom omtrent 3000 mense tot bekering. Hulle word gedoop en hulle word deel van die kerk. En verder deur die boek Handelinge sien ons dat Petrus kragtig gebruik is deur die Here, geïnspireer deur die Heilige Gees om die woord van die Here te verkondig, en meer mense het gered geword en is bygevoeg by die kerk.
Die evangelie is aan duisende mense verkondig. Wondertekens het gebeur. Duiwels is uitgedrywe. Petrus het voor konings en hooggeplaastes gestaan en sonder om te huiwer, vertel van Jesus, die gekruisigde Here. En dat hy die enigste een is wat werklik vir mense kan vrede en hoop en redding bring. Petrus het die voorreg gehad om die eerste sigbare en tasbare werk in Handelinge 5 te sien, toe hy saam met die apostel in die tronk gegooi is, en hulle self 'n engel gesien het, wat hulle uit die tronk uit gelei het. Want jy sien, God het 'n plan met Petrus se lewe gehad. Hier begin hy so goed en hy sien al hierdie wonderwerke. En daar is die Here kragtig saam met hom en die ander apostels. Maar selfs in die tronk openbaar die Here homself aan Petrus op 'n wonderbaarlike manier. En as ons so oor Petrus se lewe lees, dan kry ons hierdie prentjie van iemand wat sterk is, wat vreesloos is, iemand wat uitverkoop is aan die Here, iemand wat self wonderwerke gedoen het deur die krag van die Heilige Gees, iemand wat kon preek en mense is beweeg, soveel so dat hulle oortuig is van hulle sonde en hulle tot by die Here bekeer het. En volgens tradisie wou Petrus dan nie eers soos Jesus gekruisig word nie, en hy wou onderste bo gekruisig word. Iemand wat Jesus se lering nagevolg het en tot op die letter wou uitvoer en verkondig het en daarvolgens gelewe het. En iemand wat radikaal 'n lewe van disippelskap gelewe het, ongeag tronkstraf, ongeag doodstraf. 'n lewe wat gespreek het van radikale disippelskap. En as ons na hierdie deel van Petrus se lewe kyk, dan sou ons almal sê dat Petrus is die perfekte kandidaat vir iemand wat geklassifiseer kan word as 'n radikale disipel van die Here. Hy het die regte persoonlikheid gehad, hy het die regte geaardheid gehad, mense het geluister as hy praat, hy is uitgeknip vir hierdie werk, hy het die stamina en die energie gehad. En as ons vandag hier moet stem en sê, kan ons vir Petrus die stamp of approval gee om te sê, hy is iemand wat gekenmerk kan word as radikale disipel vir die Here, dan sal ons seker eenparig almal sê, ja, hy is. Petrus die perfekte voorbeeld van 'n radikale disipel. As ek en jy vandag in die spieël sou kyk en ons weeg onsself op teenoor Petrus se lewe, en ons kyk na alles waardeur hy is in Handelinge, en ons sien wat hy vir die Here bereik het, en hoe die evangelie versprei het, en ek en jy het die produk daarvan steeds vandag. En ons kyk in die spieël en ons weeg onsself op teenoor Petrus se radikale disipelskap, dan moet ons vir onsself die vraag vra, maar hoe weeg ek op teenoor sy radikale disipelskap? En as ek my eie lewe kyk, dan dink ek daar is soveel areas waarin ek nog so tekort skiet. En ek en jy moet elkeen vir onsself die vraag vra, maar hoe lyk my lewe as die Here vir my sê, jy moet 'n radikale disipel wees in elke area? Hoe lyk my lewe? Maar ek wil jou vanmôre kom bemoedig deur die ander kant van Petrus se lewe, dit wat vooraf gegaan het, voordat hy hierdie radikale verandering in sy lewe beleef het. Die realiteit is dat, as ons na die lewe van Petrus kyk, dan was dit nie altyd so mooi en so reg soos wat ons nou net van gelees het nie. Dit was nie altyd die geval nie. In Johannes hoofstuk 1 sien ons hoe Petrus 'n disipel van Jesus word, 'n visserman. En ons sien hier die vissermanne as rowwe en growwe mense, nie die tipe wat jy as 'n diaken of 'n ouderling of 'n predikant sou voorstel nie. Iemand wat in baie opsigte gesukkel het met geloof. Ek bedoel, een van die mees kenmerkendste eienskappe van 'n volgeling van Jesus is sekerlik geloof. Maar dan sien ons hoe Petrus kom en toe Jesus vir hom sê, klim uit die skei uit. Want Petrus het vir hom die vraag gevra, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom, en die Here sê vir hom, kom Petrus. En toe Petrus begin loop en hy kyk na Jesus, toe loop hy op die water, en ek kan net dink die verwondering
die verbaasheid wat op die disippels se gesigte moes gewees, en miskien ook op Petrus se verbaas, kyk wat gebeur. En hy hou sy oë op die Here en hy loop op die water, maar vrees veroorsaak dat hy afkyk na die omstandighede, na die golwe, en hy begin sink. En dan begin ons kyk na hierdie persoon wat ons later sien as 'n radikale disipel is, dan begin 'n mens wonder, maar is hy werklik sou hy regtig die ideale kandidaat wees? Petrus was oorhaastig en ongeduldig, en hy het hom laat lei deur verkeerde besluite, en toe hulle daar in die tuin van Getsemane was, en hulle kom om Jesus in hegtenis te neem, en Petrus in sy ongeduld raak so kwaad, en hy vat sy swaard, en hy sny die oor af van die Romeinse soldaat. En Jesus kom en hy vat sy hand en hy sit dit op die plek waar die oor afgesny is, en die oor groei terug. Dan dink 'n mens, iemand wat radikaal vir die Here is, moet homself kan beheer, en hy moet homself kan beteel, en moet homself kan selfbeheersing in sy lewe toepas, en ons sien dit nie op daardie stadium in Petrus se lewe nie. En as ons kyk na 'n radikale disipel, dan vra mens die vraag, maar op daardie stadium sou ons vir Petrus gekies het as 'n radikale disipel. En dan seker die hoogtepunt van Petrus se lys van tekortkominge is die feit dat hy Jesus 3 maal verloon het. Jy kry die voorreg om saam met Jesus, die Seun van God, vir 3 jaar te loop en te sien wat hy doen, en saam met hom te gesels en met sy hart te hoor en jou hart met hom te deel. Jy sien die wonderwerke, iets wat baie min mense beleef het. But when push comes to shove, ontken hy 3 maal dat hy Jesus ken. En as vandag moet stem op hierdie feite van Petrus se lewe, en ons moet stem, is hy 'n ideale kandidaat vir 'n radikale disipel, dan sal ons almal seker eenparig gestem het, nee, Petrus is nie die geskikte kandidaat vir 'n radikale disipel nie. Hoe kan ons iemand kies wat 'n robbegrowwe visserman is? Hy twyfel en hy moet eintlik geloof hê. Hy is oorhaastig en vir dit wat hy vir die Here wil doen, maar hy laat hom lei deur sy ongeduld en deur sy woede. Hy is soos 'n loose cannon wat nie sy emosies kan beheer nie. Iemand wat onderdruk self die Seun van God sal verraai, verloon. Ek sê weer, as ons vandag moes stem vir iemand wat vir die posisie van 'n radikale disipel sou aansoek doen, en ons moet stem of Petrus die geskikte kandidaat sou wees, dan sou ons seker eenparig gesê het, hy kwalifiseer nie, hy is nie die geskikte persoon nie. En kan jy dink as Jesus net moes oordeel op die uiterlike, en vir Petrus gekyk het en gesê, op grond van hierdie gebeurtenisse, Petrus, kan jy nie 'n radikale disipel vir my wees nie. As die Here op dit moes gegaan het, en nie dieper gekyk het nie, sou die kerk nie gewees het wat hy vandag sou wees nie. Want jy sien 1 Samuel 16 vers 7 sê, die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Ek wil vir jou kom sê vanmôre dat dit gaan nie oor hoe ek en jy begin nie. Dit gaan nie oor hoe ons val, hoeveel keer ons val nie. Maar dit gaan oor hoe ons eindig. Dit gaan oor ons deursettingsvermoë. Dit gaan oor die bereidheid in ons hart om weer op te staan. God gee baie meer om hoeveel keer ons opstaan as hoeveel keer ons val. God gee baie meer om oor hoe ons eindig as wat ons begin. Ons kan dalk op mense opgee, maar God kyk dieper. God weet wie sy ware disippels is en wie tot die einde toe sal volhard. In Johannes hoofstuk 6 kom Jesus en hy praat met 'n klomp mense. Mense wat hom van plek tot plek gevolg het. Mense wat gehoop het dat Jesus die aardse koning sou word en dat hy finaal die Romeinse regering en ryk sou verwyder en dat hulle in vrede sou kon lewe, hulle mense
Maar met verloop van tyd het hulle besef dat hierdie koning wat hulle wil hê, sal sterwe. En dit was vir baie 'n teleurstelling geweest, want wat kan 'n mens tog nou met 'n dooie koning doen? En wat kan hy beteken? En dan sê Johannes hoofstuk 6 vers 64. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat glo en nie glo nie, en wie dit was wat hom sou verraai. En dan sien ons dat daar baie is wat Jesus verlaat het en terug huis toe gegaan het. Mense wat volgelinge, kamptige disippels was, maar waar hulle disippelskap net oppervlakkig was, ver verwyderd van radikale disippelskap wat die Here verwag het. En dan vra Jesus vir sy disippels, die 12 wat oorgebly het in vers 67 van Johannes hoofstuk 6, hy vra vir hulle die vraag, wil julle nie ook maar weggaan nie? En dan die antwoord van Petrus, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewig lewe, en ons glo vas en ons weet dat u die heilige van God is. Jesus hoor hier die woorde van Petrus met die diepe insig en wete dat Petrus hom in die steek sou laat. Jesus het geweet dat Petrus die een sou wees wat hom in die steek sou laat, in die tyd wat hy die mees kritiekste was voor sy kruisiging. Maar Jesus het ook na Petrus se woorde geluister met 'n diepe insig en met 'n diepe kennis en met 'n diepe wete dat Petrus werklik waar 'n radikale disipel vir hom sal word. Jy sien, die Here het nie na sy uiterlike gekyk en na die verkeerde dinge wat hy gedoen het nie. Hy het dit gesien, maar hy het dieper gekyk. Hy het na sy hart gekyk en hy het gesien dat hier is iets in Petrus wat uitverkoop sal wees aan die Here. En deur hom sal baie gered word, omdat die Heilige Gees kragtig deur sy lewe sal werk. Jy sien, daar is baie Jesus ondersteuners vandag. Die kerk oor die wêreld is vol van Jesus ondersteuners. Mense wat maar kerk toe gaan en huis toe gaan, kom kry maar 'n bietjie kos vir die week, kos vir die siel, en dan gaan hulle maar huis toe. En baie mense dien die Here met hulle eie agendas, maar is nie werklik bereid om die prys van radikale disippelskap te betaal nie. Die prys wat die disippels moes betaal het, dat hulle tot sterwe moes kom, omdat hulle Jesus verkondig het. Maar radikale disippelskap vra dat ek en jy, soos Petrus sal sê, Here, ek kan nêrens heen gaan nie. U het die woord wat lewe gee, en in my hart is ek oortuig dat u die Christus is, die heilige van God. En ek wil jou bemoedig vanmôre om te sê dat miskien voel jy nie soos 'n radikale disipel nie. Miskien voel jy sondig, miskien voel jy klein en nietig, miskien voel jy gebroken of insignificant. Miskien voel jy niks werd nie, miskien kyk jy aan soveel dinge wat ander mense vir die Here doen. Miskien kyk jy en jy meet jouself aan mense wat soveel vir die Here doen en jy sê, maar Here, wat kan u tog met my doen? Die Here wil vir jou kom sê, dat dit gaan nie oor hoe jy begin nie, maar dit gaan oor hoe jy eindig. As God vir jou is, wie kan deur jou wees? As hy dit met Petrus kon regkry, dan kan hy dit met jou ook regkry, en met my ook regkry. Al wat die Here wil hê is dat ek en jy moet sê, Here, hier is ek, gebruik my. Die 2-letter woord moet in ons gedagtes en ons harte wees om te sê, ja, Here, ja. Al wat ons moet doen is om seker te maak dat ons verhouding met die Here reg is. Ons staan in die regte verhouding met hom. Ons het kom kniel by die kruis en hy het ons kinders gemaak. Johannes 1 vers 12 sê, elkeen wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En dan moet ons toelaat dat die Here, deur sy Heilige Gees, ons lewens kom verander en dat ons bereid sal wees om radikaal vir die Here te lewe. Die radikale lewe as 'n disipel, radikale disipel van die Here, kom met 'n ongelooflike prys. Maar die beloning is 'n ongelooflike, onmeetbare beloning wat ek en jy nooit kan meet aan enige iets wat ons op die aarde kan kry nie. Die Here wil vir jou vanmôre kom sê,
dat jy en ek is tot alles in staat, want hy gee vir ons die krag. Wil jy nie vanmôre jou hart kom oopmaak en sê, Here, hier is ek. Ek gee nie om wat oor my pad kom nie, Here, U is saam met my. Here, ek kyk na Petrus en ek sien hoe hy begin het en Here, miskien dit is waar ek op hierdie oomblik is. Maar Here, ek sien waar hy geëindig het en dit is waar ek wil eindig. En Here, die goeie werk wat U in my begin het, Here, dat U dit sal voleindig tot die dag wanneer ek na U toe kom of wanneer U my kom haal. Mag jy werklik waar die intense begeerte hê om 'n radikale disipel te wees vir die Here. Die Here wil graag mense hê wat sê, dis alles of niks. Mag jou lewe werklik waar getuig van 'n radikale disipel van Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanmôre na U toe en ons sê vir U dankie, Here, vir die lewe van Petrus. Dankie, Here, dat ons na sy lewe kan kyk en sien waar hy begin het, sy tekortkominge, sy verkeerde besluite, sy sonde. En Here, miskien is daar mense, almal van ons, Here, wat ons self sê, maar ek is in daai kategorie. En A, B en C is nog nie reg in my lewe nie. Maar Here, mag ons daarna streef om te sê, ek sien waar Petrus geëindig het, en dis waar ek wil eindig. Here, gee vir ons die begeerte om dit te doen, maar Here, gee vir ons die deursettingsvermoë. Om Here nie net, maar weer te gaan met die stroom nie, Here. Maar Here, dat ons radikaal sal wees in elke besluit wat ons neem. Here, dat ons werklik waar sal staan op die woord. En Here, waar ons dit moeilik vind, Here, waar ons dalk by plekke werk, Here, waar mense U nie ken nie, in families saam mee leef, Here, waar hulle U nie ken nie. Here, mag ons staande bly, wat ons weet, Here, dit is die moeite werd. En Here, dat ons eendag voor U sal staan en U sal vir ons sê, goeie en getroue dienskneg. Here, word verheerlik in en deur elkeen van ons lewens. En Here, ontvang al die lof in ons hart, ons bid dit in Jesus naam. Amen.